Wat het die Here met ons begin praat? Oor alles vir die vyand bring, om ons te keer, om op 'n plek te kom, soos hy ons gemaak het. Hy kom en ons beperk ons met sy leuen, sy vrees, sy minderwaardigheid. Hy kom en een het dit so goed gestel vir my laasweek, dit het so my hart geruk. Hy kom en hy vat hierdie oorspronklike kar wat God gemaak het. Perfek. En hy kom steel op pad af. Hy kom en dinge breek. En as jy weer na die prentjie kyk, is dit glad nie soos God gemaak. En God kom deur sy gees en hy's besig om dinge terug te sit in plek. Want jy kan nie gee wat jy nie het. As jy stikkend is, kan jy nie vir iemand anders gee. Ja, jy kan bedien. Maar nie soos God wil hê jy moet bedien. Hy wil hê uit ons uit moet vloei riviere van lewende water. Na hulle wat dit so nodig het. En vanoggend praat die Here met ons en die woord wat hy gee is wanneer God by homself sweer. Weet jy, ons kan beloftes aan mekaar bring en maak. En ons kan dit verbreek. Ons is mense. Hoeveel keer sien ons in huwelike dat 'n man en vrou staan voor God en hulle maak 'n belofte en môre oormôre en hoor jy, maar is nie eens meer saam nie. Beloftes tussen mense beteken niks nie. Maar wanneer God kom en hy sweer by homself, nie eens met ons nie, staan dit vas. En ons gaan vanoggend na Genesis 15 vers 9 tot 18. Genesis 15 vers 9 tot 18. As jy na die begin van Genesis 15 begin, dan sê dit na al hierdie dinge. Wie weet dat God dinge aan jou openbaar na dinge gebeur het in jou lewe? En wanneer hy hier praat, weet ons Lot het van hom geskei. Die Here het hom weer uit die tent uitgebring en die sterre gewys en die sand op die see. En vir hom gesê, dit is hoe groot jou nasie gaan wees. Dan sê hy vir hom, Here, maar hoe? Ek het niemand nie. Ek het niemand nie. En so sien ons beloftes in ons lewens, wat die Here aan ons gemaak het. Maar Here, waar is dit? Here, ek het niemand nie. Hy sê, dit is hoe my nageslag gaan lyk. Sekerlik moet ek iemand hê, om dit te kan voortplaas en vroeër plant en groei. Maar ek het niemand nie, my slaaf gaan moet. En dan sê die Here, en hy antwoord hom in vers 9, neem vir my 'n 3 jaar oue vers en 'n 3 jaar oue bokooi, en 'n 3 jaar oue ram en 'n tortelduif en 'n jong duif. En hy het dit alles vir hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê. Maar die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. Nog Abraham nie, het hulle weggejaag. En toe die son daaronder gaan, val daar 'n diepe slaap op Abraham. En kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarom sê die Here vir Abraham terwyl hy slaap, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees. En daarna sal hulle uittrek met baie goed, né? Hulle was slawe, maar hulle het ryk uit Egipte land uitgetrek. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede. Jy sal in goeie ouderdom begrawe word. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtighede van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar rokende oond en 'n vurende fakkel tussen die stukke vleis. Abraham slaap en God beweeg deur die vleis. Slegs God kon deur die stukke. En as jy na die Ou Testamentiese Bybelse
verklaringe en boeke gaan, as jy weet, wanneer daar 'n verbond gesluit is tussen twee mense, dan het hulle deur die offer geloop in 'n agt. Infinity. Deur die offers. Hulle het vir mekaar klere gegee wat gesê het, alles wat myne is, behoort nou aan jou. En ek sal by jou staan. Hulle het hulle polse gesny en bloed teen mekaar gedruk en sê, ons is nou een. Niks kan ons skei nie. Hulle het 'n maaltyd saam gevier. Geen vyand het saam met iemand geëet. Alleen na hulle verbond gemaak het, hulle gaan sit aan 'n tafel en hulle het saam geëet en dit het hulle verbond bekragtig. Maar hier kom God en hy sê, dit wat ek jou beloof, kan ek nie met jou 'n verbond sluit. Want jy kan val. Maar ek wat God is, ek kan 'n verbond met myself sluit en dit sal staan tot in alle ewigheid. Dit kan nie verbreek word. Psalm 89 vers 35 sê hy, ek sal my verbond nie ontheilig nie. En wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Eenmaal het ek gesweer by my heiligheid. Alles wat God vir jou gesê het, alles wat God in sy woord sê, is 'n verbond. Dit staan vas, hy sê, ek sal dit nie verander nie. Ek sal dit nie verontheilig. Numeri 23 vers 9 sê, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer. Dit moet ons vul met soveel vrede, soveel vreugde, want niks kan verander nie. God het dit gesê, dit sal so wees. Die woord sê ook op 'n plek dat geen belofte wat die Here gemaak het oor Israel nie waar geword het. So miskien sit jy hier vanoggend en jy dink, Here, U sê U woord is 'n verbond, maar ek sien dit nie. Christus se kruisdood. Toe Christus op daai kruis gesterf het, het God weer 'n verbond gemaak met jou en met my. By homself. Dit was Christus wat die offer was. Dit was sy bloed wat gestort is, sodat ons moet weet dat elke belofte in Christus is ja en amen. Maar ons leef dit nie, ons ervaar dit nie. Johannes kyk en hy sien 'n lam wat geslag is en sy klere gedoop in bloed. Hoekom? Want hierdie offer, hierdie verbond staan vas. Dit herinner God dat die prys vir sonde ten volle betaal is. Mense wat sê, maar ek moet nog dit en dit doen. Dis demonies. Dis godslasterlikheid. Want dan sê ons dat die prys wat Christus betaal het, nie volkome was. Maar Hebreërs sê vir my, hy het een keer ingegaan in die heiligdom. Een keer met sy eie bloed en vir ewig die prys vir ons sonde betaal. Vir ewig. Dit is God se verbond met ons. Glo ek dit werklik? Glo ek werklik dat wanneer God spreek dit 'n verbond is? Hoekom sien ek dit? Glo ek God se beloftes oor my lewe? Deur sy wonde is ek genees. Maar ek sien dit nie. Hy sê hy is met my en hy sal my nooit verlaat nie. Hoekom voel ek dan partykeer as ek alleen is? Dat niemand my raak sien. Glo ek God se belofte as my huwelik. Glo ek
God se belofte as my kinders in rebellie is, of my kleinkinders? Glo ek God is my besigheid uitmekaar van dat dit wat ek beplan net nie uitwerk nie. Ek vertrou dan God. Wat as daar verslawings is? Wat ek hoop nie gebeur. Weet jy dat jy so stikkend kan raak, so seer kan wees, oor dit wat jy nie sien gebeur, dat jy kan ophou. Here, U het gesê, ek het dit geglo. Maar Here, dit gebeur nie. En is dit nie wat die vyand doen nie? Hy kom met sy lees. En eers kom hy en hy wil hê ons moet nie weet wie ons is. Dis sy grootste aanval. Hy wil hê jy moet sien hoe stikkend jou liggaam is. Hoe stikkend jy is en jy val soek jou keer. Jy kan sekerlik nie 'n kind van God wees. Jy sien nie God se beloftes nie, want jy is nie goed genoeg nie. Jy leef nie goed genoeg nie. Dit en dit en dit en dit is fout in jou lewe. En hy bring ons by 'n plek waar ons nie weet wie ons is. Ons kyk in die spieël en ons ken nie daai persoon wat terugkyk na ons. Want die vyand het gekom en hy kom steel. En hy kom slag. Hy kom verwoes. En jy as kind van God, kosbare kind van God, bloed gewas, vrygemaak in Christus, weet nie meer dis wie jy is. En dan vat jy God se woord en jy lees dit. En dit beteken eintlik vir jou niks. Want die krag in daai woord het die vyand gekom en het ontweg. Het God werklik dit gesê? Het jy werklik tot bekering gekom? Is jy werklik gewederbaar? Kyk net daai persoon. Kyk hoe doen hy die Here. Kyk die vreugde wat in hulle is. Maar daai persoon het nie deur die pyn gegaan wat jy deurgegaan. Ons moet onthou dat daar is 'n duiwel en daar is 'n hel. En hy haat God. En hy haat jou. En as hy kan kom en hy kan jou vernietig en op 'n plek bring wat jy nie meer weet wie jy is, weet hy dat jy nie meer weet hy dat jy nie meer gaan wees op die plek wat God jou wil gebruik, vir wie hy jou wil gebruik, en jou beeld. Dit wat hy jou voorgevorm het, gaan niemand kan herken. Ek het jou geken, voor jy in jou moeder se buik was. En ek het jou geheilig, set apart. Hy kom en hy gee vir jou vrae. Alles vra om jou op dat plek te bring, dat jy twyfel wees. So hy vul jou identiteit. Dan kom en hy bring ongeloof. Hy kom en hy bring ongeloof. Dit gaan nooit gebeur. God het nie so gesê. Maar dan kry jy vriende wat 'n draagbaar dra. En as hulle sien die huis is te klein, dan breek hulle 'n persoon se dak om hom te neersit. Maar jy staan by die deur en jy sê ek kan nie ingaan met die stil nie. Ek het nie 'n uitnodiging nie. Ek kan nie. 'n Vrou wat bloedvoeding het vir 12 jaar.
wat alles verloor en net seker. Sy kruip op haar knieë en raak Jesus. Dis geloof. My vyand sê, jy is al so lank siek, hoekom sal jy nou gesond? Jy het dan nou alles probeer, hoekom sal jy? En eintlik sê hy, God is nie werklik God nie. En ons glo dit, en ons spreek dit. As iemand vir jou vra, kan ek vir jou bid, dan sê jy, weet jy wat? Nee, ek doen nie eens nodig nie, ek het al baie keer vir my gebid. Ongeloof. Ons vrees, dit wat ons vrees, staan teenoor God se verbod. Ons sê baie keer wat jy vrees sal oor jou kom. En ons sien dit in Job se lewe. Job het offers gebring omdat hy bang was dat sy kinders teen God sou sondig. En wat kom? 'n wind. Lig die huis op aan die vierkante en val op sy kinders en ons dood. Vrees is 'n magtige wapen van die vyand. Want as jy kan kry om te vrees, dan skuif jou fokus van God kan na die omstandighede. En ons sien dit toe Petrus in die water wegsak, na hy op die water geloop het. Hy wil hê jy moet jou probleme sien. Hy wil hê jy moet sien dat mense teen jou staan, terwyl jy niks verkeerd doen nie. Hy wil hê jy moet sien dat al het jy gebid, dit gebeur nie. En ons kom in vrees wat ons hart vas. Vrees verlam ons. Dit verblind ons. Dit bring ons by 'n plek van God gaan dit nie doen. Daai beloftes was vir 'n sekere tyd. Dit was vreesryk. Maar my woord sê vir my in Timoteus, die hele skrif is die God vir ons gegee. As lering, as teregwysing, as bemoediging. As daai belofte in die woord is, dan is dit myne. En ek staan daar. En as ek vrees, dan sê ek, Satan, get behind. Want elke keer as jy ongeloof of vrees spreek, dan is dit 'n saad wat jy plant en dit vat 21 dae om daai leuen te ontwortel in jou lewe. Elke woord is 'n saad. Elke woord word geplant. Weet jy, as 'n persoon siek is, die woord sê vir ons, deur sy wonde is ons genees. Hoekom weet ek ons glo dit nie werklik, dat God dit gedoen het? Ek kan nie kerk toe kom, pastoor, ek is siek. Pastoor, ek kan nie kerk toe kom nie, want ek gaan iemand anders se siek. Is dit die God wat ons so lief het? Dat ons dink hy kan ons nie genees terwyl ons gaan bid nie? Is die God wat ons so lief het dat hy ander na sy kerk sal laat kom en siek word? Maar dis vrees. En ons is menslik. Hy sê as jy geloof het soos 'n mosterdsaad. As jy geloof het soos 'n mosterdsaad. So ons moet nie na die vyand se leuns luister. Want hy sê net, God is nie werklik gees. God nie. 2 Timoteus 1:7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons ken nie God se woord.
En ek dink ons is almal skuldig. Hoeveel tyd spandeer ons werklik in God se woord en hoeveel met ander dinge? Hosea 4:6 sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Here, wie sê u is ek? Jy hoef net Psalm 139 gaan lees. Hy sê, ek was daar toe jy gevorm is. Ek het elke ding van jou lewe in 'n boek opgeskryf. Wie is ek? Here, hoekom gebeur hierdie dinge? Wat moet ek weet omtrent dit? Perfekte liefde dryf die vrees na buite. Here, vul my toe met die liefde, dat hierdie vrees in my verdring word. Met wie is in u liefde? Die liefde vir my, wat die kruis nog steeds. Die liefde vir my, wat hy daai donker plek gaan haal het, en in die lig gebring het. Here, wat jy op 'n dag gesê het, dis nou genoeg. Ek gaan nie ophou om jou te trek, tot jy die deur voel. Dis God se liefde. En die ergste van alles is, ons ken nie God nie. Hoe leer ek hom ken? Deur sy woord. Deur tyd met hom te spandeer, deur te bid. Alles wat ek moet weet omtrent God is in sy woord. En as ek met hom praat, as ek by sy voete sit soos Mary, dan kom hy en hy spreek in my lewe. Hy genees waar ek seer gekry het. Hy verwyder die vyand se leuns oor my. Maar dit gebeur net as ek by sy voete sit. En daai ken wat die Heer van praat, is intiem. Dis soos 'n man wat sy vrou ken. Die Here wil hê ons moet hom so ken. Hy weet alles van ons af, maar hy wil hê ons moet hom so ken. Want dan gaan hierdie leuns van die vyand geen indruk op ons maak. Weet jy, die vyand kom en hy sê, wat is jou naam? Dion, wat is die ergste ding wat jy nog gedoen het? En Dion sê, ek het R50 uit my ma se handsak uitgevat. Die vyand sê, dief! Hy kom by Attie en hy sê vir Attie, wat is die ergste ding wat jy gedoen het? Hy sê, ek het 'n leuen vertel. Oh, Lena! Egbreek! Moordenaar! Verkragter! Nou kom hy by Jesus en hy sê, wat is die grootste sonde wat jy gedoen het? En Jesus sê, daar is niks. Hy sê, daar moet iets wees, die kleinste, daar is niks. En dan kom Jesus en hy sê, jong, geef my my. Dit is nou my. Vat Attie se. Vat Chris. En sy grootste begeerte is, dat ons moet weet, wie is ons. Ons behoort aan hom. Ons is kos. En hy wil hê dat wanneer ons hom so lief het en hom ken, dat ons weet dat wanneer hy woord in ons lewens gespreek het, dit vas. Dit kan nie val. So Christus die Here vir jou gesê het, jy gaan 'n koning wees. Nou gaan jy koning wees. Jy gaan nie leen nie, jy gaan uitleen. Ek voel die Here wil net hê ons moet weet dat hy wil ons naam groot maak. Want as ons naam groot is, word hy verheerlik. Wanneer mense ons vrugte sien, dan sien hulle ons God.
En hoe het gesê ons moet getuies wees. Here wil hê ons moet hom ken. Hy is wat hy is. En hy kan doen wat hy sê hy kan doen. En die Here herinner my aan Desember 1838. Weet enige iemand wat gebeur het op Desember 1838? Jy was nie eens daar nie. Ek was nie daar nie, maar ek het dit geleer. Wat het in Desember 1838 gebeur? Die voortrekkers het in Natal hulle self gevestig. En die Zulus het die hele tyd oor die water gekom en hulle beeste goed gesteel. Hulle kon nie doen. Toe val hulle bees aan. En 500 mans en kinders in hulle moor hulle uit. En hulle besef, hulle gaan iets moet doen. Hulle kan dit nie langer doen. En hulle is 'n handjie vol boere. En duisende soos. En hulle gaan na die een wat hulle weet, kan alles doen. En hulle bid tot God. Here, as U ons uitred, dan beloof ons om hierdie dag te vier. Doen ons dit nog? Ons beloof ons sal 'n plek oprig waar U naam geheilig sal word. En ons sal ons kinders vertel wie U is. Ek dink ons het weer nodig om vir ons kinders te sê wie die God is wat ons dien. Dat hy 'n waarmaker van sy woord is en dat hy God bly. Hy's nie klaar met jou. Die vyand wil hê jy moet dink hy's klaar met jou. Maar die Here sê en hy wil dit vanoggend hê ons moet weet. Hy het 'n verbond gesluit met onsself omtrent ons. Jy's kosbaar. Hy wil jou oprig. Hy wil hê jy moet op sy voete gaan sit en sê, Vader, jammer man, ek het vergeet wie jy is. Ek het toegelaat dat die seer en die teleurstelling en die leuns kom en die waarheid van wie is van my weg. Ek het toegelaat dat die vyand kom en hy vat 'n koningskind en hy trek my deur die modder. Daar waar U my vandaan gehaal het. Hy ruk my kroon van my af. My mantel skeur hy in stukke. Waarmee U my gekroon het. Want hy kroon my met glorie en eerseën. Daai mantel wat verklaar wie ek is. Jy het toegelaat dat die vyand dit skei. Maar jy volgende kom terug. Jy het vat weer daai kroon en ek stel weer op. Ek bly 'n koningskind. Jy het van daai mantel trek hom weer oor my. Net wat was Josef se was 'n teken van sy vader se liefde. Ek sit hom weer op my. Daai mantel wat sê my liefde is. Daai mantel wat sê ek is 'n erfgenaam. Ek is 'n heerser. En ek sê nee vervuld. Nie meer. Nie meer. Kom ons stop. Nie meer. Vader, dankie dat U kom deur die woord, Here. Vanoggend wil U net hê ons moet weet, ons behoort aan U. Here, dit wat gesteel is, dit wat vernietig is, Here, U kom en herstel. U
maak nuut. Dit wat gesteel is, Here, kom hier en hy gee dit terug. Hy kroon ons weer met glorie, Heer. Die woord staan vas op ons. Dit kan nie verander nie, want U verander nie. En ons sê vir dankie, Here, dat U kom. En U verwyder die teleurstelling en die seer, Here. U kom en U maak ons ore toe vir die leuen van die vyand. En U spreek ons. Jy is my geliefde seun. Jy is my geliefde dogter. En wie ek welbehaag. Jy is wie ek sê jy is. En jy kan doen wat ek sê jy kan doen, want dis wie ek is. Ek is wat ek is. Vader, ek bid hierdie week, Here, dat ons sal ingaan. Vader, met U liefde wat ons ontvang. Met U waarheid wat ons vry maak. En ons sê vir dankie. Dankie dat die goeie werk wat U begin het, U sal volbring. Sê vir dankie daarvoor. In die magtige naam van Jesus. Amen. Amen.